Dis weer eens 'n wonderlike voorreg om saam met jou te kuier hier by Oasis FM, die radiostasie wat lewende water bring. Ons saai uit op 89.8 en jy is baie welkom om vandag se program lekker saam met ons te kuier. My naam is Gabriel van Eden, ek is die gasheer. Jy luister na die program Eer aan God en saam met my aan die ateljee is Dominee Joe en Ann-Maret. En kom ons begin sommer by jou. Vertel ons so ietsie van jou en waar jy vandaan kom en die voorreg om hier te kan kuier saam met ons. Hallo Gabriel, baie dankie. Het is my absolute voorreg om hier te kan wees vandag hier by julle. En ja, ek is Ann-Maret van der Merwe en binnekort word ek mevrou Ferreira en ek is baie opgewonde daaroor. Ja, ek is 'n modeontwerper en ook 'n musiekjuffrou. Ek het my eie besigheid, 'n boerenooi ontwerpstudio en winkel, en dan is ek ook betrokke by Oak Ridge Academy se musiekafdeling vir die juniors, en dan gee ek ook addisionele musieklesse vir die kinders hier in Jeffreys Bay, en nou en dan kom daar maar ou groot mensie ook wat 'n bietjie weer hulle musiekkennis wil opskerp, en dan is dit lekker om hulle ook by my te hê. So ja, dit is wie ek is baie lief vir die Here. Ek het 'n groot passie vir die bediening, en dit is vir my verskriklik lekker om my talente en gawes te kan gebruik om hom ook so te eer, en ook mense te help om natuurlik hulle gawes en talente te kan ontwikkel en dit te kan uitleef vir die koninkryk. So opbou en uitbou, dit is vir my een van die grootste voorregte om te kan hê en te kan doen. Ja, dit klink ontsettend opwindend. Oor na jou toe, Joe. Ja, voorreg weer om hier te wees. Dankie Gabriel, Ann-Maret. Dit is lekker om saam met jou ook vandag te kuier. En ja, net vir agtergrond, ek is so 17 jaar lank in die bediening, 5 jaar nou hierso in Jeffreys Bay. Een van die leraars ook hierso en deel van 'n wonderlike, fantastiese span. En ja, passie is regtig leierskap, visionering en ook natuurlik gemeentebou en alles daarmee saam. Ja, getroud met Michelle, sy is 'n onderwyseres by Hoërskool Nico Malan. Yes. Ons is nou al lekker ingeburger hier in ons omgewing, hier in die Kouga omgewing, en ons het 2 seuns, Jabu en Hein. Nou hulle is 7 jaar oud en die ander een is nou 3, so hulle hou vir ons goed besig, so wat 'n voorreg om hulle ook deel van ons lewens te kan hê. Ja, ek dink sommer terug gister weer eens aan Vadersdag, wat 'n voorreg vir ons manne om 'n pappa te kan wees vir hierdie kosbare ou kindertjies in 'n mens se lewe. Ons het 'n baie interessante onderwerp hier beetgepak. Ons tema vandag is om iemand reg te help. Om iemand reg te help. Nou ja, hierdie onderwerp gaan ons nou vandag so 'n bietjie uitmekaar uittrek en 'n bietjie ondersoek en beleef, en ons is vandag hier by mekaar om te leer en bietjie raad te gee en advies te deel, en dan sommer uit ons eie ondervindings ook met ons luisteraars te deel rondom hierdie onderwerp om iemand reg te help. Ja, dit is hier is nogal 'n moeilike tema, 'n tema wat ons natuurlik gaan tot die beste van ons vermoë probeer oopmaak en uitpak en weer op 'n manier probeer terugpak. Maar ja, ek moet sê dit is 'n tema wat ek dink ons almal raak. 'n tema hoe ons natuurlik moet optree, 'n tema hoe ons natuurlik met verskillende mense natuurlik werk. Ons weet ook die Here het mense verskillend gemaak. Amen. En dit bring eintlik die potensiaal dat daar verskille kan kom, nê. En hoe hanteer ons daardie verskille binne in die bediening of binne in 'n mens se eie huishouding, binne in 'n mens se werksplek. Hoop ek regtig dat ons 'n klein bietjie gereedskap sal gee en ook bietjie sal uitkom by die woord en dit wat die Here ook vir ons daaroor. Terwyl jy nou so praat, het ek net teruggedink aan 'n legkaart. Daar's nie een blokkie wat dieselfde is nie. Nie die vorm nie die kleur nie, en die een blokkie probeer nie die ander een oorreed om soos ek te word nie, want ons het elkeen 'n besondere plekkie
waar ons inpas in die koninkryk van God en dis nie om te gaan word soos jou broer of jou buurman of jou wie ook al nie, bly net wie jy is. Bly wie jy is. Hoor na jou toe. Ja, absoluut. Ek dink ook 'n mens moet altyd onthou dat jy kan nie regtig na iemand kyk wanneer jy 'n kind van die Here is en veroordelend met kritiese oë na mense kyk nie. Ek dink Jesus leer vir ons baie mooi dat dit wat ons doen en dit wat ons sê ons in liefde moet doen en sê. En ek dink is vir my altyd baie belangrik om seker te maak hoe die maniere is, hoe ons oorkom, hoe die maniere is wat jy gesels met mense, is jy aanvallend, kom jy op 'n vriendelike, vredevolle manier na iemand toe, en natuurlik, hoe is dit moontlik dat ek iemand kan reghelp as my eie lewe vol gate is, nê? Ja. En natuurlik is dit ons almal sondig en ons sondig verskillend. So jou sondig gaan ook bietjie anders lyk as myne en dis altyd belangrik dat wanneer ons mekaar dan reghelp in liefde en mekaar vermaan is 'n mooi woord. Beteken dit nie dat ek jou kom veroordeel of ek dink ek is beter as jy nie, maar dit gaan regtig met vir my oor die hart en die feit dat ek my broer of suster net wil help en dat daai boodskap ook so mooi oorgedra moet word dat kom ons hê eenheid, kom ons verduidelik vir mekaar, ek kom na jou toe, juis omdat ek ook sondig is en ook net wil hê dat jy moet beter wees, om jou ook te help met jou groei en jou pad. Dit laat my nogal dink aan, as mense gaan dink aan daai Filippense teks, wat jy sê, die Here het gekom dat daar eensgesindheid moet wees, nie enersdenkendheid nie. Yes, ek dink ons soek baie keer dat mense enersdenkend moet wees en so maklik gebeur dit dat ons ook mense baie keer wat enersdenkend is saam groepeer. Ons dit gebeur baie keer direk of baie keer indirek wat mense daarvoor kies. En dis nie wat ek in die woord reg verstaan nie. Imagine net as almal dieselfde was, selfde gedink het. Tog op die einde van die dag kan ons by mekaar mos leer. Dit gaan oor daai gedeelte dat ons is verskillend, ons dink anders, ons het almal verskillende agtergronde. En ek dink as 'n mens op 'n punt kan begin waar 'n mens vir mekaar sê dat my siening en dat my menswees en hoe ek die lewe beskou en hoe ek verhoudings beskou nie die enigste waarheid is nie. Ek dink as 'n mens daar begin, dan is 'n mens al klaar op 'n baie goeie plek om oop te wees vir mense se insette in jou lewe. Maar ook andersom om ook dit wat jou waardes is en dit wat natuurlik in jou hart leef, ook daarop te sê, maar dit is hoe ek die lewe sien, dis hoe ek die lewe benader. Ek sê altyd, wanneer ons met hierdie goed werk, dan dink ons baie keer nederigheid beteken dat ek nou moet terugstaan. Ek moet nou amper half nie iets sê nie. Ja. Maar nederigheid is nie is eintlik om op 'n plek te kan kom om minder aan jouself te dink. Nie minder van jouself te dink nie. Dit is 'n groot verskil. Dis mooi. En ek dink iets daarvan vir hierdie tema is om te begin om te sê, maar ek het nie altyd al die waarheid in pag nie. Ek is 'n mens wat foute het, soos wat jy gesê het, Anma. Ons is gebroke, ons het mense met stories, agtergronde en dis baie keer bepaal hierdie tipe temas baie hoe ons kindertyd en hoe ons groot geword het, hoe ons vandag natuurlik ook optree en moet ons ook sensitief wees daarvoor. Ja, mens kan sommer terwyl jy nou praat van kinders is wanneer ou klein kindertjies geboelie word en wanneer hulle afgeknou word en dit gaan amper oor oorlewing, want die manier hoe ek hanteer was op skool is absoluut skokkend en nou moet jy daarom so gaan leef dat jy jouself wil bewys en partykeer raak dit 'n situasie en ek wil amper die Engelse woord gebruik, dit word 'n issue, want nou wil jy jouself gaan bewys van jy is afgeknou, verinneweer en verneder en nou wil jy jou standpunt maak. Ek het hier 'n paar woorde of sinnetjies neergeskryf. Hy laat hom nie voorskryf nie. Jy kritiseer my. Ek hou nie van konfrontasie nie. Hierdie is tweespalt. Dis verdeeldheid en mense word in kampe opgedeel. Daar's groepvorming en dan die ander enetjie, die laaste een, ek laat my nie sê nie. Ek laat my nie vertel
tel nie. En is baie keer, jy weet, as 'n mens 'n oortuiging het en jy leef volgens jou oortuiging, kom daar 'n vriend, iemand wat werklik vir jou lief is, en ons het net gepraat oor die brug van vriendskap. En hoe sterker die brug van vriendskap is, hoe swaarder situasie of 'n issue kan jy oor hierdie brug neem om vir iemand te sê, luister, ons ken mekaar nou al 15 jaar, maar hier's iets wat ek graag vandag met jou wil praat. En dan moet 'n mens maar kyk na jou stemtoon, jou houding, dat wanneer jy nou iemand sogenaamd moet gaan konfronteer om hom reg te help, dat jy net seker maak dat jou hart reg is voordat jy nou reg help. Ja. Dit is eintlik wonderlik. Iemand het eendag die volgende gesê en dit was nogal vir my pragtig, want baie mense sê, maar die Here het my gemaak soos ek is. Ek is so gemaak, so gelaat staan en hulle dink nie aan die hartsverandering wat moet plaasvind nie. En iemand het gesê die Here is lief vir jou soos jy is, maar hy is lief genoeg vir jou om jou nie te los soos jy is. Wow. En dit het my hart nogal diep aangeraak, want natuurlik is hy so lief vir ons. Hy het ons gemaak, ons is sy skepsels, maar op die ou einde kom dit weer vir my terug na die ding van, hoe groei ek? Hoe is ek besig om te verander, om regtig Jesus karakter in te vorm? En hoe is ek besig om myself te verbeter? En ek dink ons gesels baie in die terme van kritiek ook, is vir ons moeilik. Dit is moeilik om kritiek te aanvaar, is moeilik as mense ons tereg help, en dit is moeilik as jy weet dat daar is 'n bietjie iets aanvallend dalk wat na jou kant toe, as mense dit aanvallend kan noem, maar iets aanvallend wat na jou kant toe kom, want op die ou ende hou mense nie daarvan om iets negatief te hoor nie. Maar tog is dit ook belangrik dat jy vir jouself moet sê, ek moet ontvanklikheid hê. Net soos wanneer jy na iemand toe gaan en sê, luister, my vriend, my vriendin, iets hier is nie reg nie, kom ons gesels daaroor, kom ons praat oor, dat jy ook vir die Here sal vra om vir jou die leiding te gee, wat jy moet sê, en natuurlik, ek bid altyd vir die Here, dan sê ek, Here, maak my mond toe, vir die goed wat ek, maak hulle ore toe, vir dit wat hulle nie moet hoor nie, wat ook uit my mond uit sal kom, maar die Here regtig die goed wat hy wil hê, jy moet praat, ook op jou hart en in jou verstand sal lê, en dit wat nie moet gebeur nie, dat dit sal verdwyn. Maar ek dink op die ou en om regtig te bid vir ontvanklike harte, vir jouself en vir 'n persoon met wie jy dan nou in konfrontasie of dan nou in gesprek sal moet tree. En hierdie goed lê op verskillende vlakke, nê. Ons sit vandag, ek dink jare terug het mense baie keer in konflik gestaan of baie keer van mekaar verskil, letterlik wat hulle mekaar van aangesig tot aangesig sou kon sien. Dit het later met telefoonoproepe is dit vervang. Ons het later begin bel en daarop, en later het ons Mixit gebruik, en later het ons WhatsApp nou, en so nou gaan ons baie terug, en nou sit ons deesdae met Facebook, en ek moet eerlikwaar sê, as ek so deur Facebook gaan, en ek sien so partykeer na mense se kommentare, dan besef ek dat ons leef in 'n tyd waar Facebook nou vir elkeen 'n platform gegee het, om eintlik die roeping van, dis nie 'n roeping nie, maar ek sê altyd 'n roeping van moan, of van kla, jy weet, dit raak nader aan die plek, jy weet, ons het nou 'n platform gekry, en ons het nou 'n audience wat nou kan luister, en ons noem hulle altyd die keyboard warriors van ons tyd, jy weet, hulle sit agter 'n skerm of agter 'n keyboard, en hulle vat nou aan. Ons leef in 'n tydperk waar mense baie skerp is met hulle taal en hulle woorde, en so wat jy net nou gesê het, aannames wat gemaak word, ons val die persoon aan, ons begin naderhand op sekere maniere. Maar dan vra dit ook van ons, vir ons wat aan die Here behoort, moet ook altyd dit na hom toe vat, dat my woorde, dit wat ek skryf, dit wat ek doen, gaan dit oor my eer, gaan dit oor my agenda, wat wil ek probeer bereik, want dit is, as 'n mens eerlikwaar moet wees, dan is dit baie kere, Gabriel, dink ek, gaan dit oor jou eie ek, en dit gaan baie keer aan jou eie, ek wil dit nou maar noem, jou eie selfbeeld probleem, wat jy soms het, dat jy uit daai plek uit daardie, ek wil dit noem, uit 'n soeke, uit 'n worsteling,
tree jy op teenoor sekere mense en word jy iemand en sê jy sekere goed wat eintlik ander mense weer seer maak. Seer mense maak seer. Dis reg. En hoeveel kere het ons dit nie al gesien wanneer 'n mens met mense werk, dat daar lê agter dit, lê daar 'n hele storie. Ek wil sommer 'n kommentaar lewer op jou keyboard warriors. Ek dink vir my gaan dit daaroor dat dis asof mense vreeslike guts kry, nee, wanneer hulle niemand het wat hulle in die oë moet kyk nie. Ja. Maar die uitdaging kom wanneer jy iemand in die oë moet staar en vir daardie persoon dan die kommentaar moet lewer wat jy sal lewer wanneer jy daar 'n comment maak op Facebook. En ek wil amper sê, dis dalk iets waarby jy jouself kan uitdaag is dat as hierdie persoon nou voor my gestaan het, sou ek dieselfde gesê het. Ja, dis mooi. Ja. En ek dink dit is ook ietsie wat ons maar partymal oor kan dink. Ek het nou die dag weer so 'n geval gehad wat ek was so vies oor 'n kommentaar wat iemand gelewer het, nie op Facebook nie, maar iets wat hulle daar raak gesien het, wat hulle die konteks van wie ek is heeltemal uit verband uitgeruk het. En ek het gedink, jessie, hoorie, ek gaan nou 'n lekker lang post maak daar op Facebook en eintlik net bietjie galberaak en sê, hoe durf jy so iets dink wanneer ek probeer om my lewe reg te leef ensovoorts. En toe dink ek, wat gaan ek bereik deur so iets te doen? Dit is weer eens daai ding van om bietjie te sit, rustig te raak en net nie dadelik te reageer nie, want op die ou einde begin ons aanvallend raak en wat wys my ware karakter dan nou eintlik? En as ek kies om 'n Jesus karakter te hê, moet ek ook die kommentare en die dinge wat mense dalk sê of sien of wat ook al, moet ek mos reg leef. Dit is baie belangriker om maar met jou lewe te kan wys in steede daarvan om met jou woorde partymal te moet regstel. Ja, leef jy sodat niemand dit van jou sal glo. Natuurlijk, en ek dink dis ook waar die uitdaging kom is om met jou lewe reg te help. In steede van partykeer woorde gebruik. Ja, een van die beste plekke vir ons as kinders van God om hom te verteenwoordig is juis rondom konflik, misverstande en iemand wat vir iemand wil reg help. En nou moet jy vir 'n persoon die geleentheid gee om te sê, goed is reg, kom ons gesels, kom ons drink 'n koffie, kom ons praat hieroor, kom ons bring die ding aan die lig, want dit wat in die donker is, gee vir die ou vyand hou vas en dit word sy speelplek. Daarom, ek dink as ons kan terugbeweeg soos in die ou dae wat mense die vrymoedigheid gehad het en gesê het, goed, kom ons kry mekaar vanmiddag by 'n spesifieke plek, ons kan 'n koffie gaan drink en dan gesels ons oor hierdie situasie. Want misverstande is sekerlik een van die gevaarlikste goed in vandag se lewe. Albei het die regte bedoeling gehad, maar hulle het mekaar verkeerd verstaan en op grond van dit lei verhoudings skibreek. Dit werk nie meer nie, ek praat nie meer nie. En die hartseer vir my is wanneer dit in familieverband is, wanneer 'n broer met 'n broer of 'n sussie met 'n sussie of 'n familie van 4 of 5 kinders nie meer met mekaar praat nie, want die een boetie of die een sussie het dit gesê en daar is so gesê en nou sal ek hulle wys, ek is klaar met die een. En so strewe ons na verdeeldheid en voor ons kom kry word ons 'n gereedskapstuk in die ou vyand se hand in plaas van om versoening na te streef, is ons nou in morsige gevegte betrokke wat tot die dood toe kan lei. En hierdie ding, ek dink loop op mekaar. Dit wat jy sê, Gabriel, is so belangrik dat mense en luisteraars ook dit sal in ag neem, dat wanneer mense nooi ons direk en indirek in hulle bokskruite in. Nou, dis denkbeeldige bokskruite waar iemand het iets vir jou gesê die dag en nou is jy in daardie bokskruit ingetrek. En dit was dalk iets neerhalend of dit was dalk hierdie ding of dit was dalk dit en jy maak die keuse om in daai bokskruit in te klim. En dan begin jy hierdie persoon in jou kop te beveg. Jy weet, jy staan letterlik onder die stort en dan probeer jy weet, hierdie konfliksituasie uitsorteer. En elke liewe situasie gebeur dit dat dit ophal in jou eie menswees. Jy probeer, jy dra dit saam met jou en dit word later hierdie verskriklike groot oorlog in jou kop. Dit lei weer dan na 'n volgende bokskruit.
En later is jou hele lewe gekenmerk as 'n lewe wat in bokskruite jouself bevind. Ja. En as ons vryheid by die Here kry, dan besef ons ek hoef in geen bokskruit te wees nie. Ek gaan soek die waarheid en is dit sodat mense van my gaan verskil? Hulle gaan van my verskil en hulle gaan dalk van jou verskil en dit is ook reg. Dit is ook hulle reg om van 'n mens te verskil, maar op die einde van die dag het ons steeds liefde en genade vir alle mense. Is ons medereisigers op mense se paaie sonder om hulle roetes oor te neem en iets van God se goedheid eintlik te kan wys deur ons menswees en deur ons optrede. So iets daarvan, in watse bokskruite is ons ingetrek, dalk direk en indirek. Dalk moet ons daai oefening gaan doen. Ja, ek hou van wat jy sê, in watter bokskruit is ek ingetrek? Hoe het ek deel van hierdie geveg geword? Ek is ingesleep, ek het deel van hierdie geveg geword, en nou is ek so, ek dink altyd so as mens gaan kyk na boksgeveg op 'n stadium, sal die skeieregter tussen die twee boksers instorm en sê, breek. Kom kry net weer 'n slag perspektief, want julle twee is besig met binnengevegte, en hier gaan nie 'n wen-wen situasie kom nie. En dit is waar die Heilige Gees soms in ons lewe net sal instap en vir jou sal sê, breek. Jy het betrokke geraak, jy's ingesleep in 'n geveg in, wat nie net tot die dood gaan lei nie, maar tot die dood van ander mense. Ja. Ja, natuurlik. En ek dink ook, mens moet altyd onthou, hoe jy natuurlik daai boksgeveg, hoe jy die kruit betree, en dat jy nie ook mense in kruite intrek nie. Want dit kan sê, dit is eintlik maar half my hart hier, is om seker te maak dat as ek die bereidwilligheid het om iemand anders te gaan reghelp, moet ek ook die bereidwilligheid hê om dit te hanteer en te vat as iemand anders na my te kom, en as hulle my wil kom reghelp, want op die ou ende is ons almal net die liggaam van Christus, en ons moet mekaar help, ons is daar vir mekaar, en ons is daar om mekaar te kan, ons die een wil nie moenie die ander seer maak nie, ek meen, dit sal net, dit bring nie eenheid nie, dit maak dat daar oneenigheid is. En ek dink dit is baie, baie belangrik om seker te maak dat wanneer jy ook, kom ons sê, hierdie fight, dat jy die goeie beklei en nie sleg nie. Dit kan baie maklik persoonlik raak. Ek dink persoonlike aanvalle is altyd nogal baie groot negatief. Ook die woord altyd en nooit. Dis ook sommer iets waarin ek dink is, ek het geleer, mens moet nie sê, jy doen nooit dit nie, of jy is nooit so, of nooit sis nie, of jy is altyd so, of jy is altyd besig om amok te maak, of jy is altyd besig om onmin te saai. Dis is wat ons sê, jy moet eintlik maar vir iemand sê, my ervaring is, dat hierdie is nou die situasie, of ek het gevoel, jy het daar dalk nie reg opgetree nie, ek het ervaar, jy was daar 'n bietjie kras, of ek het ervaar, nee, jy is altyd kras, of jy is altyd, en ek dink dit is, kom ook terug na die maniere, hoe jy met mense gesels, en jou stem toon en al daai dinge. Ja, ek dink nogal, dit is waardevolle inligting. Ek dink die oomblik wanneer ons in gesprekke ingaan met mense wat van ons verskil, dink ek is die belangrike, die doel van 'n gesprek is nie altyd om die ander persoon te wil verander nie. Dit is om eerder vrede te behou en met waardigheid op te tree. Ek dink die belangrikste beginsel in sulke tipe gesprekke is, moenie begin met jy is verkeerd nie. Wanneer jy vir iemand sê hulle is verkeerd, dan raak hulle gewoonlik meer oortuig dat hulle reg is. En hoeveel kere gebeur dit nie net nie, nee. Ek moet sê dat, waar ek het ook raak gelees het, Jefferson Fisher het gesê, when you tell someone that they're wrong, they become more convinced that they're right. En hy sê, gebruik eerder woorde van, ek sien dit dalk anders. As ek nou jou toe kom en ek sê vir jou, ek sien dit dalk anders, of my verstaan hiervan verskil, wil jy graag dit hoor? Dan nooi jy die persoon in vir 'n gesprek, om dan te kan gesels, of net te sê, help my verstaan hoe jy hierby uitgekom het.
En doen dit dan ook met 'n stadiger tempo. Jy moet jou gewone, ek is iemand wat gewoonlik baie vinnig en baie keer emosioneel raak wanneer ek praat. En ek moet myself al voorberei vir hierdie tipe gesprekke om vir 'n oomblik jou stemtoon net stadiger te maak, stadiger te praat, want dit maak dat jy nie aanvallend is nie. Dit gaan ook met 'n oop gemoed. Moenie, ek dink dit moet 'n mens voor die tyd by die Here ook gaan uitklaar om daai stilte te kry. Met 'n oop gemoed, ek dink as jy 'n oop hand het om in te nooi vir gesprek en werklik te verstaan en 'n oop bladsy te hê, ek gaan nie nou ingaan in hierdie gesprek om hierdie persoon te oortuig nie, ek gaan regtig ingaan om werklik te verstaan. Dan kom ons wel by die slotsom uit en dan word die vrede behou binne in hierdie verhouding en waardigheid ook rondom dit. Maar dit moet van twee kante afkom, nee. Ja, ek dink die verstaan gedeelte en dat jy iemand anders die geleentheid gee om sy hart met jou te deel, is al klaar 'n groot begin. Want jy gaan dan vir die persoon sê, baie dankie dat jy moeite gedoen het om my te kontak. Kom ons gaan drink koffie en ek wil graag hoor wat op jou hart is. En so kan ons mekaar ondersteun. Nou, ons tema is nou om iemand reg te help. En ek sê net maar, dis nie hoe om iemand reg te help nie, dit gaan om iemand reg te help. En net toe jy nou so gesels, Jou, toe dink ek net, wat is my hart om reg gehelp te word? Goed, ek is nou bereid om iemand reg te help, maar waar trek my hartsingesteldheid om reg gehelp te word? Want 'n mens beland maklik onder 'n verkeerde indruk, of jy het jou eie oortuiging, en dan kom iemand na jou toe wat werklik vir jou omgee, wat 'n goeie verhouding met jou het, en vir jou sê, ek hou jou nou die laaste 2 jaar op, die manier, hoe jy dit of wat ook al doen, wil jy nie dit gaan oorweeg nie, kom ons bid daaroor, en dan kan ons toelaat dat die Heilige Gees die oortuigingswerk kan doen, en dan een van die moeilikste goeters is waar 'n mens moet kom en sê, ek is jammer, ek was verkeerd, sal jy my asseblief vergewe? Ja. Ek het die kat aan die stert beet gehad, ek was oortuig, ek was reg, sal jy my vergewe asseblief, ek was verkeerd. Ja, ek dink dis nogal 'n moeilike ding vir die mensdom, nê, oor die algemeen, om te erken dat jy verkeerd was. En ek dink, soos met enige goeie sport, het dit ook baie oefening nodig. En is dit 'n keuse wat jy maak? En dit is baie waar. Ek meen dit, soos ek ook net al gesê het, jy kan nie net iemand gaan konfronteer en aanvaar hulle moet ontvanklik wees as jy nie ook terug ontvanklik is en 'n ontvanklike hart het, dat iemand jou moet reghelp nie, want dis eintlik maar net waaroor dit gaan, is die feit dat ons hier is om mekaar op te bou en nie af te breek nie. Dis iets waarmee ek self gesukkel het, en ek kan dit maar sê ook, is dat dit is vir my baie moeilik as ek moet erken dat ek 'n fout gemaak het, of erken dat ek verkeerd was, want ons almal hou van komplimente. Ons hou daarvan om te hoor dat ons iets reg gedoen het, of ons hou daarvan om te hoor, "Sjoe, dankie, dit het nou vir my baie beteken." Maar dit is moeilik wanneer iemand na jou toe kom en sê, "Sjoe, Anwa, ek dink jy het nou daar reg opgetree nie, of jy het nou hierdie en hierdie gedoen wat nou vir my bietjie seer gemaak het, en ek kan nie lekker verstaan hoekom dit nou gebeur nie." En dit bring my terug na die hele konsep van die oorsprong. Hoekom sou iemand so opgetree het? Of hoekom sou iemand dalk miskien daai comment gemaak het? Of hoekom is iemand so erg op hierdie ding? Wat is die rede dat ek iemand moet gaan reghelp? En of hoekom het daai persoon my aangeval? Is dit regtig vir my wat hulle aangeval het? Of is dit 'n trigger? Of is dit ietsie wat gebeur het? Mens kan 'n bietjie daaroor ook praat en gesels. Ja, verseker, definitief. Is daar ding van om oop te wees, ook om selfkritiek te kan ontvang. Natuurlijk, ek dink die wêreld waarin ons leef het hierdie woorde begin gebruik, dat wanneer ons met hierdie goed kom, dan het hulle die woorde, "Don't judge me." Of deesdae is die baie bekende ding wat mense nogal redelik toeverf is, nee, daai persoon is 'n narcis, of daai persoon is dit, of daai persoon, ons leef in 'n wêreld waar ons so besig is om karikature van mense te skep, dat dit maak soveel skade aan die beeld van dit wat God se kinders, en hier praat ons nou van mense wat, jy weet, wat aan die Here behoort, ons praat van ons medebroers en susters, in plaas daarvan om werklik te gaan en te sê, maar
maar kom ons staan in verhouding met mekaar. Partykeer is mekaar se teenwoordigheid net soms iets. Jy weet wat die belangrikste is. Ek dink een van die baie bekende voorbeelde is dat Job se vriende. Ek meen Job is in die mees moeilikste tye in sy lewe. En wat gebeur? Hulle sit 7 dae saam met hom, letterlik op die ashoop. En die oomblik toe maar gaan hulle droog maak toe hulle begin praat. Dit is die oomblik toe hulle begin praat. Toe maak hulle droog. Hulle begin toe te preek vir hom. So partykeer is om net in die teenwoordigheid van mense te sit. Partykeer die enigste ding wat ek dink belangrik is, want dan leer mense ook iets van jou eie hart ken en dit gaan oor verhoudings, né? Natuurlik. Maar as ek en jy nou wat nou in 'n redelike goeie verhouding, ons ken mekaar nou al goed. As ek nou jou toe moet kom en ek moet vir jou sê Anma A, B en C, dis wat my pla, gaan dit totaal anders te wees as wat ek in die eerste week. Want ek ken jou hart, né? Ek ken jou hart. Dis 'n baie mooi ding. Ek ken jou hart. En ek dink dis ook baie belangrik wat jy sê, Joe, want Jesus het ook gekom om vir ons te wys om verhoudings met mekaar te moet hê. Want sy grootste hart vir ons is om verhouding met hom te hê. En ek dink wanneer alles uit dit uitspruit, dan kan jy nie verkeerd gaan nie. En wanneer jy dit doen met daardie hart, dan is dit op die persoon wat dit ontvang of hulle dit wil aanvaar of nie. Ja, seker. En dit is baie waar wat jy sê. Ek dink op die ou ende, dit is baie makliker om met iemand te gesels. Ek wil nou nie noodwendig die woord konfronteer gebruik nie, maar dit is baie makliker om met iemand te kan gesels met wie jy reeds 'n verhouding het en wat jou ken en weet ek kom met die beste bedoelings. Ek is nie iemand wat kom om te kom fight nie. Ek is nie iemand wat kom om jou oor die vingers te tik nie. Ek is iemand wat kom regtig uit liefde en omdat ek van jou net wil 'n beter mens of ek wil net vir jou help om beter te wees of om jou te kom opbou. Ek wil help met jou reis wat jy mee besig is. Want ek verwag dit ook van jou. En ek dink dit is soos in die vriendskap waarin ons byvoorbeeld staan, dink ek is dit daardie ding van ek verwag van jou om vir my te sê as ek verkeerd trap. En ek glo iemand soos jy of van iemand soos ek verwag om vir jou te sê, luister, hier het nou 'n bietjie pap op die grond geval. Kom ons stel dit op. Kom ons help mekaar. Want as ons net stil bly, wat is die punt dan? Gaan ons nie groei nie. Dan gaan ons is juis 'n geloofsgemeenskap ook om mekaar te kan help in liefde. En baie keer trek ons ook vir ons klere aan. Ons trek vir ons klere aan wat ons dink ons dink baie kere ons is hierdie tipe mens, né? Julle hoor net ons nou, as iemand vir jou iets gesê, dan begin jy dit naderhand glo. Soos byvoorbeeld, ek is nou maar net een persoon wat nou maar net waarheid en regheid praat, jy weet. Ek sê hom soos wat hy is, né? Julle hoor nou hierdie woorde. So dit is naderhand, dit is eintlik klere wat ons vir onsself aantrek en daai klere groei naderhand aan ons lywe vas. En dit is baie keer glad nie wie die persoon is nie, maar ons glo ons moet hierdie ding vol staan en dit steel soveel vreugde. Ek wil die verhaal vertel van 'n oom wat sy naam is Oom Piet, wat nie sy naam is nie, so vir die luisteraar, sy naam is nie Oom Piet nie, maar die oom het regtig sy siening was gewees al die jare in 'n gemeente waar ek gedien het. Wat hy gesê het is, hy glo sy roeping is om die dominee se lewens hel te maak, is sy woorde toe nou. En want hoekom? Hy is ook een van daai mense wat altyd gesê het, weet jy wat, ek is nou maar net eenmal iemand wat nou maar so gebore is en so laat staan, jy weet, en dis nou maar hoe ek is, en ek kom daar van daai wêreld af, en dit is nou maar hoe ek is, en almal moet my nou maar net aanvaar. En ek onthou altyd met ons gemeenteraad, ons kerkraadsvergaderings wat ons gehad het, altyd, as ek hierdie kant van die tafel gesit het, dan het hy aan die ander kant van die tafel gaan sit. Altyd stelling probeer oorneem. En dit het soveel vreugde gesteel by hom, né? Want die gemeente is toe deur 'n klomp veranderinge, en daar's groei wat plaasvind, en daar's soveel vreugde wat die gemeente beleef. En daai oom het elke keer wanneer daar iets nuuts op die tafel gesit is, dan het hy opgestaan en hy het gesê nee, jy weet, en dan het hy gewoonlik sy vinger gevat en dan het hy hom so in die lug gewys en dan het hy gesê, oor my dooie liggaam sal hierdie gebeur, en dan praat hy weer verder, jy weet, want hoekom? Hy het later hierdie klere aangetrek het. Dit is nie wie hy is nie. Wie hy is wanneer ons tee en koffie na die tyd drink en die oom wat op die vergadering sit, hy die ding begin glo, dit is sy identiteit, dat hy dit moet leef, dat hy hierdie persoon moet wees wat altyd teen elke liewe voorstel moet wees. En ek onthou so goed, ons het wat vir my so sleg eintlik was aan die einde, was toe die dag toe hy op sy sterfbed lê. Toe word ek gebel deur die kinders en ek kom toe by hom aan en hier lê hy, terminaal siek. En
hy steek so sy hand so na my toe uit met 'n oop hand en hy sê vir my, ek wil vir jou om verskoning vra, ek wil jammer sê vir my woorde en vir die hoeveelheid keer wat ek vir jou slapelose nagte gegee het. Mensdom. En ek dink toe met myself, ek sê toe vir hom, ek aanvaar dit en dit is hierdie mooi verhouding, ek kon vir hom bid, ek kan hom vashou en hy is die volgende dag is hy toe oorlede. Maar wat my hart getref het toe ek al wegry het, ek hierdie gemengde emosies gehad. Aan die een kant hierdie stuk, ja, ek is so dankbaar, maar aan die ander kant is ek so kwaad, want hierdie kon al lank al gebeur het, hy kon deel van die vreugde wat ons gehad het, kon hy self beleef het, as hy net oop was daarvoor. Hoekom nou? Ja. Is dankbaar, maar julle hoor nou, dit is baie keer iets wat ons vir onsself baie keer aantrek. Ja, en mens, jy kry baie keer met mense te doen wat vir jou reguit sê, ek hou nie van konfrontasie nie. Dis die laaste ding, dan bly dit stil, dit word opgekrop en dit raak 'n onvergenoegdheid en verhoudings kom tweede. En ek dink dit is een van die redes hoekom die Here vir ons sê, 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19 sê, ek roep julle in 'n bediening van versoening. Soos wat Vader die wêreld met hom versoene deur Jesus Christus, roep hy ons in 'n bediening van versoening. So, ek wil vandag vir jou uitdaag. Dis jou roeping. En as daar nou name opkom by jou van iemand wat jy mee saamleef, of wie jy deel van jou lewe is, of familie, en jy besef, hier is 'n geleentheid vir versoening, gaan en doen wat die woord vir jou gesê. Die woord sê, jy het 'n bediening van versoening. Wat 'n wonderlike voorreg vir ons om daai eerste tree te gee in die rigting van versoening, want 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, jy is 'n nuwe skepping in Christus, alles het nuut geword, al die ou dinge is verby, jy is nou 'n nuwe mens in Christus, en nou saam met dit, kry jy die bediening van versoening. En ek dink dit is iets wat ons as kinders van God, as sy verteenwoordigers, ons moet daardie vrymoedigheid neem en te sê, ek wil graag my vaardigheid rondom konfrontasie bietjie verbeter. Hoe gaan ek in liefde 'n brug bou tussen my en kom ons noem dit nou maar hierdie sielsvyand van my, hoe gaan ek hierdie verhouding verbeter? En dan, mense, ek dink die hemel jubel die oomblik wanneer daar rekonsiliasie plaasvind en restituisie, waarin die ou vyand wil kom steel, waar daar verdeeldheid, vernyn, hebsig, al hierdie verskriklike lelike woorde bestaan, en die Vader sê, ek wil jou kies, jy is my verteenwoordig, gaan doen rekonsiliasie, maak reg, gaan en neem die eerste tree. In my eie lewe het ek besef, die oomblik wanneer ek ja sê, het jy nie die hele plan voor jou nie, maar jy neem 'n klein treetjie in gehoorsaamheid, en dit laat die Heilige Gees toe, om groot dinge te kan doen, want jy kondig aan, Here, hier is ek, gebruik my. Ek, die hart van versoening is mooi wat jy sê, ek dink, die hele gedagte om daai soeke te hê, maar ons moet ook erken, dat in baie verhoudings, werk dit nie altyd uit nie. Ja. Dit kan van ons kant af baie kere, jy weet, van ons kant af moet ons alles in ons vermoë, dit vat my na Romeine 12, vers 17 en vers 18, wat eintlik sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. So daai alle mense, dis nie sommige mense nie, dis alle mense. En dan vers 18, as dit moontlik is, sover dit van jou afhang, julle afhang, leef in vrede met alle mense. Wat dit eintlik maar beteken is dat dit baie keer gaan wees ook dat daar soms nie vrede aan die ander kant, van die ander kant gaan afkom nie. Dan is daardie woorde ook dieselfde woorde wat in Lukas 10 gebeur het toe Jesus die 72 vir hom uitgestuur het en gesê het, julle eerste woorde moet vir die huis wees, vrede vir die huis. Ja. En as daar nie vrede is nie, gaan uit in die stof en skit julle skoene af en self die stof wat aan ons voete kleef, jy weet, is eintlik af teen 'n aanklag teen hierdie dorp. So wat dit eintlik maar sê is, ons moet van ons kant af, presies wat jy sê, rekonsiliasie, vergewing, vergifnis, deel moet word van ons lewens, van ons hart af. Maar ons moet ook erken, soms is dit so, dat persone baie keer, daardie persoon gaan nie noodwendig verander nie. Ja.
ons harte moet verander hoe om hierdie Dis so persone te belangrik, hanteer. ja. En ek dink dis belangrik ook vir luisteraars, dat aan die een kant vergewe ons, maar aan die ander kant moet ons nie altyd verwag dat die persoon anderste dan gaan optree nie. Joe storie oor die oom op sy sterfbed het my regtig laat dink aan die man wat langs Jesus aan die kruis gehang het, vir wie hy gesê het, dink aan my as u vandag in die paradys kom, en Jesus het gesê, maar jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Wat 'n voorreg, nee, om jou hele lewe lank deur te gaan, nie vir Jesus te ken en om eintlik op daai plek te moet ontmoet. Ja. En dit is 'n jubel en 'n juig, nee. Ek meen self vir die oom, ek kan dink met watter gemengde gevoelens jy weggery het daar, en ek is sommer net weer herinner aan die feit dat daardie oom het sy hele lewe lank 'n keuse gehad. En ek dink dit is die ding met ons God, nee, is die feit dat hy het ons 'n absolute vrye wil gegee. En ek dink dis my aanmoediging ook vir die luisteraars en vir onsself is ek het elke dag die keuse hoe ek leef. Ek het elke dag die keuse. So rukkie terug het iemand 1 Korintiërs 13 wat dan handel oor die liefde vir my so mooi verduidelik, en ek wil dit nog 'n bietjie deel met julle. Dit gaan oor die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig, is nie grootpraterig ensovoorts nie. En hy sê toe, oral waar staan liefde, sit God of Jesus in. Want God is liefde. Yes. En dit sê, God is geduldig, God is vriendelik, God is nie afgunstig of grootpraterig nie. God is nie verwaand nie. God handel nie onwelvoeglik nie. God soek nie sy eie belang nie. God is nie lig geraak nie. Hy hou nie boek van die kwaad nie. God verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. En toe sê hy, maar sit nou jou eie naam daarin. En op die einde was dit nogal vir my 'n bietjie van 'n eye-opener. Anne Margrethe is geduldig. Anne Margrethe is vriendelik. Anne Margrethe is nie afgunstig nie. En dit het nogal vir my 'n bietjie 'n shift gemaak om te dink, maar wat is dit waarna ons streef? Watter keuses maak ek daagliks? Selfs met die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing. Daai is keuses wat ons daagliks maak en moet maak, en 'n ingesteldheid wat ons moet hê om te kan kies, wil ek vandag hierdie leef of nie? Gaan ek vandag vir Jesus kies of nie? En doen dit voordat dit te laat is. Moenie op die ouende spyt wees en op jou sterfbed lê en dink, joh, sê jammer dat ek ooit oom nie so baie gas gegee het nie. Gaan eerder vandag na hom toe en sê vir hom dankie vir wie jy is en wat jy beteken. Ek dink dit gebeur so baie keer op mense se sterfbed dat wil ek amper sê, die skrif is aan die muur en asseblief, ek het nou al 'n paar keer met mense te doen gehad wat dan hierdie oproep van die hospitaal kry dat die oom of die tannie wil nou gou met die familie praat, want daar het iets 25 jaar terug gebeur en hy wil net vandag voor hy nou sterf vir die familie om vergifnis vra, verantwoordelikheid neem en sê, ek was verkeerd, sal julle my asseblief vergewe. En ek dink dit is seker, vir my is altyd mooi om te weet, die gemeenskap van gelowiges bestaan uit gesinne van gelowiges, en elke gesin wat die Here dien, bou 'n gemeenskap van gelowiges, en dit is wat vir die wêreld die antwoord is, want die wêreld het nie Jesus nie, en hier kom ons met die antwoord van Jesus Christus. Nou kan ons vir die wêreld wys. Kom, word deel van hierdie gemeenskap van gelowiges, van hierdie familie, hierdie groot familie waar ons in liefde, en wat vir my kosbaar is, ons praat graag van, ek is 'n broer, of ons is broers en susters in die Here, en as jou eie gesin uit mekaar uitval, hoe kan jy gaan sê, ek is 'n broer in Christus, of ons is broers in die Here, en 'n mens moet gaan kyk, hoe leef ek? En een van die beste maniere natuurlik om ons ware identiteit in Christus uit te leef, is juis in konflik. Wanneer dinge nie loop soos wat dit moet loop nie, nou kry jy geleentheid om bo jou menslike natuur op te tree en vanuit Christus te reageer, sodat jou lewe 'n voorbeeld en 'n inspirasie vir ander kan wees, wat moedeloos is, hoop verloor het en gesê het, daar's nie 'n toekoms nie. Dan kan ons kom in
die antwoord leef. Ek dink dit gaan alles dink ek persoonlik in gebed, in jou eie stilte tyd, jou voorbereiding rondom dit, om regtig vir die Here te vra vir onderskeidingsvermoë, om die regte woorde te spreek op die regte tyd. As ons mooi dink aan Jesus wat saam met die Emmausgangers op pad was, hy het nie een oomblik hulle roete probeer oorneem nie. Hy het net saam met hulle gestap. Hy was teenwoordig. Dalk moet ons net meer medereisigers op mense se paaie wees, eerder as om mense se roetes vir hulle te wil oorneem. Want ons probeer dit te gemaklik, ons probeer dit baie keer uit ons dink baie keer dat ons die lewe eintlik al klaar uitgesorteer het in ons kop. En ons dink ons kan vir ander mense help, en is altyd uit 'n posisie uit van na bo na onder, né? Dis nooit as 'n mens nou mooi moet dink dat Jesus het juist gekom en gesê, ek het gekom om nie gedien te word nie, maar om te dien. Het gaan daaroor dat ons is meer besig om mekaar se koppe te was in plaas van mekaar se voete. En hoeveel kere gebeur dit nie ook nie. Moet asseblief nie een van daai mense wees wat op 'n punt kom wat ons meer mekaar se koppe was in plaas van mekaar se voete nie. Mag ons dienend wees van onder af, soos wat Jesus ook was. As ons vir mekaar sê ek glo in Jesus Christus, dan moet ek ook in sy voetspore, want ek dink dis die groot ding. Mense het deesdae so 'n groot passie vir Jesus, dat hulle nie 'n passie van Jesus het nie. Dis 'n baie groot verskil. Net die vir en die van. Ek het 'n groot passie vir Jesus. En dit kan daar wees, daar ver. Maar die oomblik as ek sê ek het 'n passie van Jesus, dan raak my hele lewe, elke liewe gesprek, elke plek, raak daardie plek. Maar om weer terug te kom, ek dink is daardie gedagte van, moet jy nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. In elke liewe verhouding, Romeine 12:21, en praat die waarheid met liefde. Ware liefde vermy nie die moeilike gesprekke nie. Ek dink dis die belangrike. Moenie moeilike gesprekke, moenie wegloop nie. Ek wil net vir ons hierso in Matteus 16, net voor Jesus se kruisiging, het Petrus passievol oortuig hy's reg, en hy neem toe vir Jesus een kant, en hy begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal nie nooit oorkom nie, dis nou die kruisiging. En toe antwoord Jesus hom, maar hy het omgedraai vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. In vers 24 kom alles so mooi by mekaar, en Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En dit is my so belangrik dat ons passie, ons oortuiging moet ingezoom word as 'n volgeling van Christus. Want Petrus was passievol, hy wou sy Jesus verhoed om gekruisig te word, want dit was sy oortuiging, hy wou nie sy Jesus verloor nie, maar dit was nie God se plan nie. God se plan was dat Jesus gekruisig moet word, maar dit is so mooi dat Jesus dan later sê in vers 24, indien enige van julle moet jy jouself verloon, elke dag jou kruis opneem en my volg. En ek dink in die proses, juis rondom hierdie hele ding van reg help, lê jouself neer, verloon jouself, en om elke dag jou kruis op te neem beteken, jy kruisig, want jy kan die aand gaan slaap en die môreoggend is jy weer spring lewendig met jou eie gedagtes. En daarom het Jesus volgelinge gemaak. Hy het net vir hulle gesê, volg my. En dit is vir my 'n groot inspirasie om te weet, ons Jesus loop en ons volg hom. Nou ons is amper aan die einde van ons program, so 'n laaste dingetjie van jou kant af. Ek dink nou maar sommer aan vat daai dingetjies wat jy so mee wakker word in die oggende, wat so resoneer in jou hart, en gaan spyker dit vas teen die kruis. Nee, ek dink op die ou ende dit is so, ons moet dit na Jesus toe neem en vir hom vra om ons regtig te kom vry maak van die goed wat binne ons is, wat ons so pla, want dis die goed wat uitkring na buite toe. En ek dink sommer net aan iets, is dat ons moet versigtig wees, want Satan is baie slinks, en hy val altyd die kerk van binne af aan. Amen. En ons moet seker maak dat ons in daardie core altyd eensgesind is met mekaar. En mense dink maar,
wanneer dit kom by verhoudings ensovoorts ook, ek sê altyd, huwelik selfs is vir my so simbolies van God se liefde natuurlik vir die mens, en dis tog hoekom hy dit ook geskep het. So 'n mens moet seker maak, Satan kom val daai aan. Hy kom val die binnekant in die kor aan, en my uitgangspunt is dat mens altyd saam beklei en nooit teen mekaar nie. Amen. Amen. So dit is wat ek wil sê, beklei saam en nie teen mekaar nie. Dominee Joe, ek moet ongelukkig vir jou sê, ons program is aan 'n einde. As jy vir ons kan afeindig met 'n pragtige kort gebed. Baie dankie. Here, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie Here dat ons ook hierdie woorde kan vat, Here, om meer te luister as om te praat, om meer lief te hê voordat ons te hard oordeel. Amen. Amen. Om teenwoordig te wees voordat ons net wil oplossings gee, om die waarheid met genade te spreek en om mense na u toe te lei deur eerder as na onsself toe en na hulle self toe, Here, om mense ook so te lei. Geef ons onderskeidingsvermoë wanneer om woorde te spreek, wanneer dit moet. En Here, mag ons so in verhoudings leef, Here, dat dit ook u koninkryk en u wil daardeur laat geskied. Dankie Here vir hierdie gesprek. Mag dit ook verder ook leef in ons harte. Mag dit ook in ons lewens uitkom, Here, elke dag. Dankie vir u goedheid, dankie vir u genade, dankie vir u gees wat in en deur ons ook werk. In Jesus naam. Amen. Amen en amen. Baie dankie vir julle besoek hier by ons in die ateljee. Dit was voorwaar aangenaam en lekker.